Hallo almal, hierdie video handel oor funksies en verwantskappe in die graad 9 syllabus en meer spesifiek formules. Voorbeeld 1. Gebruik die formule y is gelyk aan 2 maal x om die volgende te doen. Ons gaan die tabel voltooi, ons gaan dit skryf as 'n koördinaat en dan gaan ons die koördinaat plot. Nou sien jy hier aan die linkerkant is 'n tabel en hy bestaan uit x-waardes en dan is daar nou y wat ons nie weet nie. Nou gaan ek vir jou leer dat die x'e is die invoerwaarde en dan elke x het 'n ooreenstemmende y en die y is dan eintlik jou uitvoerwaarde. Met ander woorde, jy vat jou formule wat vir jou gegee is daarbo, y is gelyk aan 2x en ons eerste invoerwaarde is min 2. So daarom gaan jy in x se plek min 2 invervang en kan jy sien hoe gebruik ek hakies wanneer ek invervang. En dan gaan ek sê, as daar niks staan nie, staan daar 'n deurskynende plus. 'n Plus maal 'n min is 'n min en 2 maal 2 is 4. So ons ooreenstemmende uitvoerwaarde by x is min 2, kyk in die tabel, is min 4. Nou gaan ek jou leer, daardie kan nou 'n koördinaat wees. En 'n koördinaat bestaan uit 'n x en 'n y en ons skryf die x altyd eerste en die y tweede. So daarom is daai eerste koördinaat die punt min 2 min 4. En as ons hom nou gaan plot, gaan ek vir jou wys die x, hierdie is die x-as en daardie is die y-as. So hierdie eerste koördinaat by x is min 2, so dis daardie puntjie, en dan by y is dit min 4, dis daardie puntjie. En wat 'n mens doen is jy trek 'n lyntjie so en jy trek 'n lyntjie so, en daar waar daardie twee ontmoet, dit is waar jou kolletjie is, jou koördinaat. Ons volgende x-waarde, invoerwaarde, is by min 1. Daarom skryf ons weer ons formule, in x se plek vervang ons min 1. Kyk hoe mooi gebruik ek hakies en ons gaan sê plus 2 maal min 1 is min 2. Daarom is ons ooreenstemmende y-waarde min 2, wat ek daar gaan in my tabel vervang het, en dan daardie as 'n koördinaat is min 1, min 2. Sien jy? Die x is eerste, die y is tweede. En as ek dit plot, hier op ons assestelsel, daardie sal min 1 wees, so die x is min 1, dan ry jy af, en die y is min 2, dan ry jy tot daar, en dan verbind jy net daai, en daar is jou koördinaat. Ons volgende invoerwaarde is 0, so binne in ons formule, y is gelyk aan 2x, vervang ons in x se plek 0, 2 maal 0 is 0, en ons ooreenstemmende y-waarde is dan 0. Dus is ons koördinaat die punt 0, 0, en hy is presies daar by die oorsprong. Volgende is x-waarde, volgende invoerwaarde is 1, so binne in x se plek vervang ons 1 met 'n hakkie, en ons kry 2 maal 1 is 2, so ons ooreenstemmende y-waarde is 2, en ons koördinaat is die punt 1, 2. Terug op ons assestelsel, daardie sal 1 wees, so die punt 1, eerste die x, 1, 2, daar vlieg hy vir jou in. En ons laaste invoerwaarde is 2, binne in y is gelyk aan 2x, in x se plek vervang ons dan nou 2, in 'n hakkie 2 maal 2 is 4, so ons ooreenstemmende y-waarde is 4, en as 'n koördinaat is dit die punt 2, 4. En terug op ons skets, daar vind jy 2 by x, so jy gaan opry tot by 4 op die y-waarde. Met ander woorde daar. En daar is jou kolletjie. En dan kan ek ook vir jou by sê, hierdie formule y is gelyk aan 2x. As jy nou na daardie kolletjies kyk, kan jy eintlik hulle verbind en dan kry jy so 'n denkbeeldige reguit lyn. En y is gelyk aan 2x is 'n sekere tipe reguit lyn. Later. Voorbeeld 2. Gebruik die formule y is gelyk aan x plus 1 om die volgende te doen. Ons gaan die tabel voltooi. So, ons eerste invoerwaarde
is nou min 2. Nou wat doen jy daarmee? En sien jy, hy staan onder die x kolom. So in x se plek vervang jy nou min 2 plus 1 is min 1. So jou uitvoerwaarde is min 1. Daarom kan jy nou min 2 en min 1 as 'n koördinaat gaan skryf. In 'n koördinaat kom die x altyd eerste en die y tweede. Min 2, min 1. En as jy dit nou gaan plot, ek gaan net gou vir jou wys, daar gaan jy nou min 1 kry op jou grafiek. Met ander woorde, min 2, min 1. Daar's daar die koördinaat. Ons volgende invoerwaarde x is min 1. Binne in dieselfde formule, in x se plek vervang jy min 1. Min 1 plus 1 is 0. Dus is jou ooreenstemmende y-waarde 0. En as 'n koördinaat is dit die punt min 1 en 0. En daar is min 1 en 0 presies op die as. Gaan jou weer wys, net gou-gou, dit is die x-as en dit is die y-as. Ons volgende invoerwaarde is 0. Binne in ons formule, in x se plek vervang ons 0, 0 plus 1 en ons kry ons ooreenstemmende y-waarde is 1. Dus in die tabel, as 'n koördinaat is dit die punt 0, 1. En as 'n mens dit gaan plot, ek wil net vir jou wys, daardie is 1 en dan is dit 0 en 1 is presies daar op die y-as. Ons volgende invoerwaarde is 1. In x se plek gaan vervang ons 1. 1 plus 1 is 2. Dus is die ooreenstemmende y-waarde 2 en ons koördinaat is die punt 1, 2. Dus gaan op ons asstelsel, daardie is 1, so ons koördinaat 1, 2, daar vind jy hom. En ons laaste invoerwaarde is 2, dus daar is ons formule, y is x plus 1, in x se plek vervang ons 2, 2 plus 1 is 3. En ons, daar is hy nou in die tabel, en as 'n koördinaat is die punt 2, 3. So, binne op ons grafiek, die punt 2, 3, daar is hy, ek wil net vir jou hier wys, daardie sou 3 gewees het. En daardie is ook 'n reguitlyn. Y is x plus 1 is 'n ander tipe reguitlyn. Voorbeeld 3. Gebruik die formule y is x kwadraat om die volgende te doen. Tabel te voltooi, skryf as 'n koördinaat, plot die koördinaat. So kan jy nou sien, daar is verskillende tipes formules. En nou is ons formule y is x kwadraat, maar die proses is dieselfde. So binne in ons formule y is x kwadraat is ons eerste invoerwaarde x min 2. Ons gaan in x se plek min 2 vervang en kyk hoe mooi vervang ek dit met 'n hakkie. En min 2 se kwadraat beteken min 2 maal min 2 en dis plus 4. So die uitvoerwaarde is 4 en as 'n koördinaat is dit die punt min 2 en 4. Onthou, die x kom eerste en dan die y. Op ons grafiek, die punt min 2, min 4, gaan jy, min 2, positief 4, vind jy daar. Ons volgende invoerwaarde is by x min 1, daar is jou formule, in x se plek vervang jy min 1, min 1 se kwadraat beteken min 1 maal min 1 is plus 1, en ons uitvoerwaarde y is 1. As 'n koördinaat is dit die punt min 1, 1. En op ons asstelsel, kom ek jou weer wys, dis die x-as en dis die y-as. Die punt min 1 en daai gaan ook 1 wees. Min 1, 1 vind jy daar. Ons volgende invoerwaarde is by x is 0. Binne in ons formule, y is x kwadraat, in x se plek 0, 0 se kwadraat is 0 maal 0 is 0, en ons koördinaat is dan die punt 0, 0. Binne in ons grafiekie, as jy daardie ene kry, dan kan jy sien die punt 0, 0 is presies daar by die oorsprong. Ons volgende invoerwaarde is x is 1. So binne in ons formule, y is x kwadraat, in x se plek vervang ons 1, 1 se kwadraat is 1. 1 maal 1 is 1, daar's hy, en ons punt is die punt 1, 1. So op ons grafiek, daar is 1,
daar is ons puntjie, die punt 1, 1. En ons laaste invoerwaarde is dan 2 by x, so in ons formule y is x kwadraat, in x se plek vervang ons 2, 2 se kwadraat is 4, met ander woorde, die ooreenstemmende y-waarde is 4, en as 'n koördinaat vind ons die punt 2, 4, en daar het hy vir jou ingevlieg. Nou gaan ek vir jou sê, as jy mooi kyk en jy verbind al hierdie punte, daar die formule y is x kwadraat, dit is 'n parabool volgende jaar in graad 10. Hier is 'n boodskap van my hondjie, Karossie Valentino. Voorbeeld 4. Gebruik die formule y is 3 tot die mag x om die volgende te doen, dieselfde. Nou moet jy versigtig wees. Kyk hoe lyk ons formule nou. Nou is ons formule y is 3 tot die mag x. Die vorige een was y is x kwadraat. So hier is die x nou die eksponent. Dit verander nie die som nie, jy moet maar net versigtig wees wat jy doen. Ons eerste invoerwaarde is by x is min 2. So in ons formule y is 3 tot die mag x, in x se plek vervang ons min 2, en dan reëls van eksponente 3 tot die mag min 2, beteken dit is 'n negende. En as jy nie mooi seker is daar nie, dan moet jy my video's kyk oor eksponente. Binne in jou y-kolommetjie, die ooreenstemmende y-waarde daar is 'n negende, en as 'n koördinaat is dit dan min 2 en 'n negende. Die x sal min 2 wees, die y is 'n negende. So daardie punt hier op my grafiek, wag net, hierdie is die y-as, daardie is die x-as, gaan dit baie klein wees, daar is die punt min 2, 'n negende. Ons volgende invoerwaarde is min 1, so in x se plek in daardie eksponent vervang jy min 1, en dan kry jy 3 tot die mag min 1 en 3 tot die mag min 1 is 'n derde. So die y-waarde is 'n derde. As 'n koördinaat is dit min 1 en 'n derde, en as jy hom plot, onthou nou net bietjie, hierdie gaan min 1 wees en 'n derde is omtrent daar, net so onder 'n half. Ons volgende invoerwaarde is by 0, so in x se plek gaan jy 0 vervang, en reëls van eksponente, enige iets tot die mag 0 is 1. So die ooreenstemmende y-waarde is 1, en ons kry die punt 0, 1. En daar gaan jy vir 1 vind, so die punt 0, 1 is presies daar op die y-as. Dit gaan later jou grafiek se y-afsnit word, noem ons dit. Ons volgende x-waarde is by 1, so in x se plek vervang jy 1, 3 tot die mag 1 is maar net 3, so die y-waarde is 3, en as 'n koördinaat, x eerste is dit 1 en 3. So hier op jou as, daardie sal 1 wees, en daardie sal 3 wees, so as 'n koördinaat is dit die punt 1, 3. En laastens, ons invoerwaarde is 2, in ons formule y is 3 tot die mag x, in x se plek vervang ons 2, 3 kwadraat beteken 3 maal 3, wat 9 is, so die y-waarde is 9, en as 'n koördinaat is dit die punt 2, 9. So, daar vind jy, kom maak net vir 9 hier by die y, as jy daai twee met mekaar verbind, dan is dit die koördinaat. Daardie ding, as jy die kolletjies verbind, later in graad 10 en 11, dan gaan jy sien, ons noem dit 'n eksponensiële grafiek. In die volgende video bespreek ek tipiese vrae wat jy in die eksamen kan verwag oor hierdie funksies hoofstuk. Klik op die video in die linkerkantste hoek hierbo om jou direk na daardie video te neem.